Here welkom. Ons gaan volgende skrifgedeelte doen uit Judas. 'n klein boekie. Net voor Openbaring, as jy met die Bybel soek, sê jy wel, is net voor Openbaring. Tweede laaste ene. Weet jy wat dan as jy 'n boodskap uit Judas gehoor het nie? Ek verbeel my, dis my tweede keer in my lewe dat ek uit Judas preek. Onthou ek het ergens, maar ek kan nie onthou waaroor nie. So julle wat julle sit net vir ons maar vanoggend vasmaak, want Judas is die speletjies hierdie boekie. So kom ons lees vers 20 tot vers 23. Maar julle moet geliefdes, deur julle self op te bou in die allerheiligste geloof en deur in die Heilige Gees te bid, julle self in die liefde van God bewaar. Terwyl julle die ontferming van ons Here Jesus Christus by die oog op die ewige lewe verwag. Ontferm julle ook oor diegene wat twyfel, maar red ander deur hulle uit die vuur te ruk. Oor nog ander moet julle met eerbied ontferm, of julle met eerbied ontferm, terwyl julle self die onderkleed verafskiet wat deur die liggaam besoedeld is. So, die boekie Judas, die briefie, ongeveer geskryf so by 65 na Christus, waarskynlik meestal aan Jode, maar in die algemene kerk, so dit was hier in Thessalonika of in Galasiërs nie. Judas was waarskynlik, onthou ons 'n paar Judasse, né? Selfs in die Bybel sien jy, daar staan dan praat word van Judas, nie die Iskariot nie. Dan word nie een wat verraai het, was ander Judas ook. En dan was daar meer as een Jakobus ook. Nou Judas word genoem die broer van Jakobus, sê in die begin van die boekbriefie, hy is die broer van Jakobus. En ons, die slim mense, almal glo dat Jakobus, waarvan hy praat, was die leier van die eerste kerk in Jerusalem en die, ons moet sê, halfbroer van Jesus, né? Want Jesus het ons broers gehad, nadat Maria met Josef getrou het. So hy is waarskynlik, kom ons sê nou, 'n halfbroer van Jesus in die fisiologiese sin van die woord. Die een ding waar hierdie boekie gaan, en is net so tragies dat dit in die begin al so begin het. In die eerste klomp jare het vals leraars gekom en gesê, luister man, maak nie saak wat jy doen nie, dis alright, die genade gaan vir jou genoeg wees. Presies soos vandag, ons sê dit is regtig nie. Jy kan maar hoor en remoer, jy kan maar syp en omval, jy kan maar jou vrou slaan, dis net die vlees, dis alles net die vlees. Hierdie is die oorsprong, die voorlopers van wat later in die groot taal gnostisisme genoem sou word. Maar in hierdie geval was dit, die genade is genoeg. Die valse predikers het gesê, doen wat jy wil man, bly saam, moenie trou nie, doen wat jy wil. Dis alright, dis net jou liggaam. Jou liggaam gaan in elk geval doodgaan. Die genade is genoeg vir jou siel om hemel toe te gaan. So hy skryf, en hy wys Ou Testamentiese voorbeelde uit van hoe gevaarlik dit is wat hierdie ons leer. En dat God nie skynheilige godsdiens en vals goedkoop genade sal duld nie. Maar hy bly pastoraal, beteken hy bly 'n dominee. En hy skryf en hy sê, wees barmhartig vir die twyfelaars. Daar's mense wat regtig in hulle wese baie sukkel met twyfel. Kerk moet julle afskryf, jy moet geduldig wees met hulle. Maar dan sê hy ook, red die wat wegdryf, ruk hulle uit die vuur uit. Maar met heilige ontzag. Wat jy hier kry is nie mooi kerktaal. Hierdie is wat ons kan noem noodtoestand taal. En nie soos sekere Ramaphosa gesê het, family meeting. Wat niks beteken dit nie. Hierdie Judas, as jy sy boekie lees, en jy kyk na wat ons volgende gaan kyk, dan praat hy soos iemand wat al die swaal en die vuur ruik van ander lidmate in die kerk, soos wat hulle besig is om in die rigting van die hel te leef. Hy eindig met hoop, 'n pragtige stukkie van vers 24 af. Pragtige stukkie.
Maar daai stukkie van hoop word vooraf gegaan deur opdragte aan die kerk. Intussen moet ek en jy vers 23 baie ernstig opneem. En ek het gedink aan hoe gaan ek die beste vir julle verduidelik in terme van visueel, dat ons 'n soort van 'n prentjie in ons kop kan kry, behalwe daai prentjie, maar dis reddingsstasies. Ons het reddingsstasies, selfs brandweer is 'n reddingsstasie. Hulle gaan ook uit, hulle gaan in plekke waar daar vuur is, hulle help mense uit. Nasionale See Reddingsinstituut, dis 'n reddingsstasie. Hy bestaan daar, omdat daar sekere dinge gebeur. Rampe gebeur, ongelukke gebeur. Die see bel nie voor die tyd om te sê ek gaan nou kom, of die sleurstroom, die sê nie voor die tyd ek gaan jou vat nie. Daar gebeur ongelukke, daar gebeur rampe, en as reddingsstasies wat moet ingryp wanneer 'n persoon besig is om te verdrink of in 'n vuur te verbrand. En hierdie reddingsstasies is vir liggame, vir ons menswees, dat ons liggame nie doodgaan nie. Hoeveel te meer is daar nie dan 'n reddingsstasies nodig wanneer jou siel in gevaar is. Maar hier is die groot probleem. Daar is 'n klomp mense, ek kan net van die Eentjie Kerk praat, ek kan nie van ander kerke praat nie, wat al gebruikskool is deur 'n klomp liberale teoloë dat daar nie 'n hel is nie. Mense kom vanoggend vir sê, daar nie 'n hel is nie. Jy dit glo. Staan op, loop uit, jy mors jou tyd in die kerk. Want as daar nie 'n hel is nie, dan lieg Jesus. So jy maak vanoggend 'n keuse, of jy glo Jesus, of jy is besig om hier kerk te speel, hoor. Gaan vir jou niks beteken as jy nie glo wat die woord sê. Of bly en luister. Dis nog beter. Here Jesus het gesê in Matteus 16, wat jy gesê het op my oor die Christus, Petrus, geseënd is jy. Want vlees en bloed het nie aan jou openbaar nie. En ek sê vir jou, jou naam is Petrus, en op jou belydenis wat jy nou gegee het, dat ek die Christus is, op daai belydenis sal ek my kerk bou. En die hekke van die hel sal dit nie kan keer nie. Het jy geweet dat Jesus op aarde in die 3 jaar, en wat ons het in die 4 evangelies, baie meer oor die hel gepraat het as oor die hemel? So jy het 'n keuse om te maak volgens voor jy verder luister, of aan die slaap raak. Jy besluit nou hier waar jy nou sit, jy glo daar is 'n ewigheid, of jy glo dit nie. Jy besluit nou waar jy sit. Is daar 'n hel, of is daar nie? Mense, ek het geen begeerte om enige een van julle bang te preek. Niemand kom tot bekering met jy bang is vir die hel. Jy kom tot bekering as jy Jesus ontmoet, jou redder. Jy besef jy is verlore en jy roep na hom, dan kom jy tot bekering. Maar ons moet oor die realiteit te praat. Ongeag van 'n klomp liberale skoldominees, wat besluit dit, daar is dan nie soiets soos hel nie. Judas, vers 20 tot 23, val 22 en 23, gee nie 'n paar suggesties nie. Hy gee nie 'n paar dinge wat jy miskien dalk kan oorweeg. Dis 'n opdrag uit die woord van die Here. Wees barmhartig met die wat twyfel. Doe niets aan hulle, praat met hulle, stap saam met hulle pad. Ruk uit vuur uit. So wat ek vandag gaan doen is 'n baie eenvoudige benadering. Ek gaan vir julle 'n paar reddingsstasies deur die Bybel heen wys. En dan uiteindelik dit na ons toe bring. Kom ons kyk na 'n paar reddingsstasies. Ek gaan met 'n baie dramatiese een begin. En ek gaan net in die algemeen praat oor hulle. Ons kan mense kan 'n bietjie gehou hieroor. Maar ek gaan vanoggend vir julle 'n klomp reddingsstasies wys en ek wil net mooi luister, want daar is sekere goed wat by elke reddingsstasie sien jy 'n patroon. En ek sal aan die einde van die preek as ek onthou daai patroon uitwys. Nommer 1 is wat ons kan noem die selfmoordreddingsstasie. In Handelinge is Paulus en Silas bandiete. Tronkvoëls, opgesluit. En in die middel van die nag sing hulle en prys hulle die Here en bid hulle.
En dit staan daar geskryf in die gevangenis het geluister. Hulle was vreesloos in 'n donker tyd. Vreesloos, al was hulle onregverdig in 'n tronk. Vreesloos met 'n duidelike boodskap van Jesus. En dan begin die aardbewing kom en die tronk se deure gaan oop en die tronkbewaarder haal sy swaard en sy skede en hy wil selfmoord pleeg. Vir hom is dit die einde van die pad. Hy gaan hierdie nie oorleef nie. Paulus sien hom raak en Paulus skreeu uit, hy sê, moenie, stop. Jy sal sien dat die patroon homself herhaal, dat het begin by gebed en aanbidding en voorbidding, soos wat Judas 20 ook begin het, wat ons nie gelees het, ons het ook gelees, bid altyd in die Heilige Gees. Bid, dis wat begin. Paulus en Silas moet besig om te bid, dan gebeur iets. En wat gebeur lyk nie goed nie, hy wil sy lewe vat. En dan staan dit in Paulus, daar is 'n swart gryp die ou, sê Paulus, stop, moenie jouself skade aandoen nie. Mense, vandag, meer as ooit in die geskiedenis, is daar wie weet hoeveel mense, tieners, maak my verskriklik bekommerd, wat nie meer sien as nut in hulle lewe nie, wat die swaard al amper uitgetrek het en hulle lewe wil neem. Tieners, my hart gaan so verskriklik uit na julle, want julle word goed gewys op 'n foon, wat julle nooit moes gesien het. Ek praat nie van pornografie of goed nie. Praat van goed wat jou emosies, wat groot mense se emosies hier kan hanteer nie. Julle word gebombardeer. En ek wil jou sê, as jy jou lewe wil red, roep na Jesus, ja, maar as jy 'n slim ding wil doen, kyk minder na jou foon. En hy gryp na sy swaard en Paulus sê, moenie jouself skade aandoen nie. Ingryping in 'n oomblik. Dringend. Dis amper ironies, né? Hier is die kerk besig om te prys en worship, en hier is 'n ou wat nou binnekort wil selfmoord pleeg. En die Heilige Gees en sy krag bring die kerk, die biddende kerk, by die ou wat sy lewe wil neem. Reddingsliefde staan nie net een kant op afstand en kyk hoe 'n man homself uitbreek. Dit beweeg. Letterlik hier, dit roep uit. Soms is die liefdevolste ding wat jy kan doen, om jou stem te lig en dringend uit te roep. Laas keer wat jy dit nie moet doen nie, sal daarby kom op. Maar soms is dit nodig. En wat doen hulle? Wat roep hulle uit? Hulle roep 'n duidelike boodskap uit. Want hy vra die vraag wat ek bid almal sal vra in hulle lewens. Wat moet ek doen om gered te word? Hy sit die swaard terug. Die selfmoord is afgeweer, maar die siel is nog nie gered nie. Hy vra die vraag wat ek by die Here God het elkeen sal vra. Wat moet ek doen om gered te word? Dan antwoord hulle sonder om 'n oog te knip, sonder om 'n oomblik te dink, glo in die Here Jesus en jy sal gered word. Mense, ek sê vir julle, een van die grootste krisisse in die NG Kerk in 2026 is dat die kerk van die NG Kerk in geheel as fantastiese uitsonderings. Okay? Dit kom. Maar tot 'n groot mate nie meer weet wat die boodskap is nie. Dis allerhande selfhelpgoeders deesdae. Dis allerhande life coaching deesdae. Daai goed kan jou vir 10, 20, 30, 40 jaar help, dit kan jou nie help in die ewigheid nie. How to be a better you? Terwyl die Here gesê het, daar's niemand goed nie. How to get better at being bad? Wat jy eintlik hoor. Om self en jouself voldaan te wees. Allerhande tegnieke. Nie hierdie ouens, hulle het 'n duidelike boodskap. 'n Ondubbelsinnige boodskap. Glo in die Here Jesus en jy sal gered word. Dis hoe 'n reddingsstasie lyk by die Here van Hel. Dis een voorbeeld. Daar's 'n tweede een wat by 'n rollingsstad kry. En dis een van Sodom, die reddingsstasie van Sodom. Nou ons weet dat Lot in Genesis 13 al sy oë opgeslaan het en sy tente begin opslaan het in die rigting van Sodom. Die volgende keer as ons hom kry, is hy nie met tente in die rigting van Sodom nie, hy is by die hekke, sit hy. Genesis 19 vers 1. Hy het by die poort gesit, binne in Sodom. Een van die mees verskriklike en skrikwekkende dinge is, wanneer gevaar, wanneer Sodom
agter die goddelose veel normaal raak. Dat jy al by die poorte sit en gemaklik is staan nie. Met al die verskriklike seksuele vergryping wat daar gebeur het. Al die perversie, al die sogenaamde oriëntasies. Jy kan die swaal en die vuur al ruik wat kom oor die oordeel, want God het voor dit gevra vir Abraham, wie sal bid vir hierdie stad? Jy weet, 'n mens kan 'n klipgooi weg van die hel wees. En jy kan nog rustig by die stadspoorte sit en oor môre se planne bid. En dan kom die engele by Lot. En hulle sê vir Lot, jy moet vlug, nie terugkyk. Onmiddellik, nou, dadelik, dringend. En dan staan daar dat Lot gegaan het. Die geheimheid. Dis die suiwerkrag van die wêreld, mense. Dis die suiwerkrag van Sodom. Dat 'n engel van die Here vir jou kom sê, nie Paulus nie, nie Dominee nie. 'n engel van die Here jou in die skouer kom vat sê, vlug vandag. En jy dan. Dit wys hoe sterk geestelike sluimer kan wees, selfs wanneer die vyand op die deur is. Samson het soos al die ander kere gesê, toe hy weer wakker word en sy hare geknip was en hy weet dat hy sê, ek sal uitgaan soos elke vorige keer. En dit was nooit vir dieselfde. En dit het eindig in sy dood. Net nog so 'n bietjie. Uitstel. Ons mense wat reddingsstasies bedryf, en ek praat van die kerk, ons kom dit baie toe. Moet my mooi verstaan vandag. Moet asseblief ontvang sal die ding is die dominee dat die reddingsstasie bedryf. Die kerk is die reddingsstasie. Kom dit baie teen. Uitstel, verskonings, onderhandelings. Ja maar, slim praatjies. Ek het op YouTube gekyk en daai ou sê God is 'n konstruksie van ons vrese of 'n sosiale konstruksie. Ek het op YouTube video gekyk en Richard Dawkins het baie duidelik bewys dat bestaan nie 'n God. Enigiets wat vir jou pas, wat jou nie ongemaklik laat en jou laat die hel trotseer as die ewigheid in 'n feit. Nou die Engels sê beweeg nou. Moenie taal. En hy gryp hom in die skouer om. Wat beteken jy dit doen? Omdat jy iemand lief het. Moenie terugkyk. Die waarskuwing was reguit. Moenie taal, moenie omkyk nie. Barmhartigheid, ja, is genade dat jy hier is. Die engel is hier, maar is dringend, is nou, is vandag. En ons as kerk moet hierdie soort liefde leer. Ons dink liefde is 'n groot, ou, sagte, ou, goedige oomie, wat net sy kop skud, God in die hemel, en alles maar net goed keer. Alles is nou fyn, jy kan enigiets doen nou. Die kerk het besluit, is fyn, is nie 'n sonde. Nie hardheid nie, maar dringendheid. Liefde waarsku mense. Liefde dring aan. Liefde hou aan. Liefde hou aan pleit. Want oordeel is nie jou vrou stoor nie, dis 'n werklikheid. Ek sê weer vir jou, jy het 'n keuse volgens. Of jy kies dat Jesus die waarheid gepraat het en jy glo wat ek sê, of jy kies dat Jesus 'n leenaar was en jy sit net hier omdat jy dit uit 'n goeie gewoonte doen. En o ja, net voor julle dink ek het vir julle gesê gebed speel 'n sentrale rol in 'n reddingsstasie. Weet julle dat daar gebede was vir Sodom? Kom, sien of julle nog wakker is. Kan julle onthou dat daar gebede was vir Sodom en Gomorra? Abraham het gebid, né? Wel die Here ten minste hierdie gered, Lot en sy vrou, want uiteindelik nie sy vrou nie. Dit is 'n antwoord op gebed van Abraham, dat al het hy die 10 gered, het hy Abraham het hy vir Lot gered. Dis hoe 'n reddingsstasie lyk. Wanneer jy by die hekke van die hel werk, is dit jy ou moet gryp, want jy sien die swaal en vuur al aankom. Daar's 'n derde een in Genesis 6, en hy is meer wat ons in Engels praat, the long game. Dis die long game warning. Dis die lang tyd, bou, preek, hy word 'n prediker van geregtigheid genoem, Noag. En die slimme sê, die beste wat hulle kan raai, is dat dit ongeveer amper 100 jaar gevat het. Wat hierdie boot begin sigbaar raak het,
en hy gebou het. Dis wat daar staan in vers 20 van Judas, bou julleself in die allerheiligste geloof. En Noag het gebou, en sy gebou het 'n visuele, sigbare prentjie geraak, om mense te waarsku, die hel is werklik en die oordeel kom. En vir jare het hy hom gespot. Maar hy was hierdie lang gehoorsaamheid geweest. Ek het met 'n lang patience, lang gehoorsaam. En dis wat baie gelowiges opgee. Ek bid al 20 jaar dominee vir my kleinseun, of vir my niggie, vir my vrou. Niks het gebeur nie. Wat het jy al 100 jaar gedoen? Noag het 100 jaar gebou en gepreek en gewaarsku. Hy wys hulle die pad. Dis 'n bouproses. 'n duidelike waarskuwing. Noag sy hele lewe was 'n waarskuwing. Luister man, as die mense jou spot, dan moet jy weet jy's op die regte trek. En die saligspreking aan die einde sê hy, geseënd is julle wanneer julle vervolg word. En mense sal spot en lag oor julle ensovoorts. Julle sal geseënd wees dan. Hier is die probleem, mense. Julle jong mense moet mooi luister, want julle word geflous met nonsens op YouTube en ander plekke oor dit. Elke geslag van Jesus se tyd af het die wederkoms gewag en dit het gebeur. 2 Petrus sê, die Here stel nie die belofte van sy wederkoms uit nie. Hy is geduldig sodat julle tot bekering kan kom. Contrary to popular belief, Jesus veroordeel nie, Jesus het gered. Die grootste vers wat almal ken is Johannes 3 vers 16. So lief het God die wêreld gehad, jy sien wat in die vorige vers staan. God het nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld te red. God se hart is redding. Dis hoekom hy nog wag en hoekom hy 100 jaar gegee het. Wat mense na 'n boot kan kyk en sê kom 'n vloed. Ons waarsku omdat ons lief het. Al klink dit miskien nie vir jou so vanoggend nie. Hierdie preek kom met groot dringendheid en liefde uit. Ons waarsku omdat God gepraat het. En dit bring my by die skerigste van hierdie ene. Daar is 'n begrensde tyd. Daar kom 'n draaipunt. Daar staan in vers 7, Genesis 7:16, die Here het hom daar binnekant toegesluit. Genade is 'n oop deur, maar genade se deur gaan eendag toegaan. Barmhartigheid en genade het 'n deur. En daar kom 'n tyd dat hy toegaan vir jou. Jy gaan nie vir my as jy 17 jaar oud is, jy kan vir my 'n waarborg gee, jy gaan leef as jy 18 is. Ons het nie daai waarborg nie. Ons het die waarborg vanoggend nog van 'n oop deur. En 'n dringende boodskap. En 'n verlossing. Dis hoekom ons as kerk nie evangelisasie en sendingwerk as 'n kommissie moet hanteer nie. Dit is die kerk se bestaansreg. Kerk het nie bestaansreg as hy dit soos 'n kommissie hanteer en dit gee vir 'n paar ouderlinge en diakens om te sorg en ons gee iets vir die geld in die bordjies en dan. Dis nie hoe 'n reddingsstasie werk nie, mense. Redding is dringend omdat die tyd begrens is. Dit is hoe 'n reddingsstasie lyk by die hekke van die hel. Dan kom ons by Judas en homself vandag, met 'n kort wees oor hom. Mens kan verskriklik baie oor hom sê. Maar dis dramatiese taal, mense, ruk uit die vuur uit. Red ander deur hulle uit die vuur uit te ruk. Skrikwekkende beeld is 'n optrede op die randjie van die afgrond. Dis waar die reddingsstasie brandweermanne ingaan, gryp en ruk. Is nie mooi pastorale praatjies. Mense, ek gaan dit nou sê, maar ek het nou dag gekom na 'n wat mense 'n klip, 'n klein kort stukkie van iemand se preek. En eers is die man wat 'n kerkie en hy het hierdie mooi pastoraal druppende stem wat hy preek weer. En hy praat oor God, die groot ewige God en die skepper. Hoe wonderlik is, weet jy wat? Hy droom oor jou.
Dis die probleem van vandag se evangelie. Alles gaan oor jou. Hy is die heilige van Israel. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Dis niemand se speelmaat. Natuurlik is hy lief vir jou. Maar my magtig man, waar staan dit geskryf dat hy droom oor jou? Hy het 'n redder gestuur vir jou. Petrus se droom, glo my. Gryp, ruk, in hierdie geval maak die verskil tussen hemel en hel. Dis die verskil tussen 'n kerk wat soos 'n klap funksioneer, almal net saam kook en saam drom, en 'n kerk wat 'n reddingsstasie is. So, party het ferm ingrype nodig. As jy wil iets weet meer oor hoekom daar staan dat jy jouself moet skoon hou en eers die onderkleed moet aanraak. Ek kan nie vanoggend vir jou mooi lang verduidelik, hier is 'n baie besondere gedeelte, dat ek net dit sê, in gewone taal, moenie self 'n slagoffer word wanneer iemand anders probeer het. Moenie so op sy vlak gaan en so doen wat hy doen, sodat jy jou eie klere op besoedel raak. Ek het jare terug 'n bekende prediker in Amerika, sien dit daar, hy kondig toe nou aan, hy is nie 'n flashy ou, niks sulke goed, hy is 'n evangeliese ou. Maar hy sê toe nou, hy gaan nou, luister na die idiotiese domheid hiervan. Hy gaan nou 'n studie doen oor pornografie. En wat hy gaan doen is, hy gaan na al die hole toe gaan, ek weet nie wat in New York of wat se stad was, en hy gaan daar ingaan, en hy vra vir voorbeelde, te beskerm, want hy wil leer, observeer en sien wat doen dit aan mense. Idioot! Is net so goed soos ek sê, ek moet my inspuit, anders kan ek met 'n dwelmverslaafde praat nie. Bly weg! Moenie dat jou klere besoedel word nie. Ruk mense uit die vuur uit. Nou kom by die ergste van alles. Ek sal baie kort wees, maar ek moet hierdie punt maak. Hulle sal sê, ja, maar dit is nie regtig 'n reddingsstasie nie, maar dit soos in die Engels sê, encompass is, dit vat omvou alles wat ek sê hierso. Dat julle kan sien die twee voorbeelde in die Bybel, en dis die hofsaal reddingsstasie. Dis die stryd vir jou siel. Dis waaroor dit gaan, mense, dis die stryd vir jou siel. Sagaria trek ons die gordyn so beskryf oor, en hy wys vir ons hoe lyk dit aan die ander kant. En daar staan geskryf in Josua die hoofpriester staan daar en Satan staan en kla hom aan, vers 1, Sagaria 3:1. Satan staan daar en hy kla die hoofpriester aan. Hy is die big shot. Hy is die synode hoof. Hy is die hoof van die kerk in daai tyd, die hoofpriester. Satan staan nie terug en Satan kla hom aan. Weet jy wat die ergste van alles? Satan het 'n saak, want ons is sondags. Romeine 3 vers 23, ons almal het gesondig. En ons ontbreek ons in die heerlikheid van God. En dan lees ons in Romeine 6 vers 23, die loon van die sonde is die dood. Satan het 'n saak. Sy naam beteken aanklaer. Hy word genoem in Hebreë Openbaring 12 the accuser of the brethren. En hier staan hy en hy kla aan. Vurig. Hy demand, hy eis by God die siel van die hoofpriester. Wat is die punt? Daar is 'n stryd om jou siel. Die battle is real. Maar julle kan Joda gaan lees, vers 9. Ek sal dit nie gelees nie, ek sal vir jou lees. Selfs Michael, die aartsengel, toe hy van die duiwel verskil, en met hom oor die liggaam van Moses geargumenteer. Moses! Satan het beklei vir sy liggaam, vir sy siel. Het dit nie gewaag om lasterlike dinge openbaar uit te spreek nie, maar te sê, maar die Here jou straf. Dis hoekom die Bybel sê, ruk uit. Dis hoekom die reddingsstasie is. Dank God dat daar staan in Sagaria 3 vers 2, die volgende vers, waar daar so staan, en Satan kla aan, staan daar dat God ingryp. Hy bestraf die aanklaer, en hy trek die sondaar skoon klere aan. En hy red hom. Mense, as Satan nie terugstaan vir Moses en vir Josua, wie dink jy is jy? Het jy enige illusie dat hy nie vir jou siel gaan beklei nie? Dank God dat hy die vuil wegneem en die nuwe klere aantrek. Dis die hart van genade.
Dis kom ek en jy nooit tou moet opgooi. En as dit alles waar is gebed nie net 'n nagedagtes, dis die frontlinie van die reddingsstasie. Dis die engine wat die reddingsstasie dryf. Die liefde van God wat ek beleef die redding, daai passie en 'n barmhartigheid in my om verandering te bring en die gebed verander. Laat ek klaarmaak, ek nog 2 vinnigs gaan. Oor hierdie baie kort wees, ek wil net vir julle wys hoe lyk ons hoofkantoor. Hoe lyk die reddingsstasie se hoofkantoor? Die kruis. Ek kan vir julle nou die voorbeeld gebruik van die man aan die kruis langs Jesus. Hy het alles verloor, julle weet dit. Hy is nooit gedoop het, hy het nooit taal gepraat. Ek lees 'n paar van die denominasies wil net dit vlaks lees. Dat hierdie man nooit enige dogma reg geglo nie, maar hy is gered want Jesus was die redder. Volgende aan mense is ons hoofkantoor. So laat my klaarmaak met die laaste ene. Ek het vir julle 6 gewys van Lot in Sodom af tot die tronke in Filippi en Silas en Paulus en Silas tot die vloed. Alle goed, reddingsstasies. Ek kan ander van tot môre toe, maar ek moet ophou en hy ver werk nie meer lekker nie. En hier is die einde. Ek gaan aan die einde vir julle sê hoekom ek hierdie preek preek. Dit is oor iets wat ek gelees het, 'n aanhaling. 'n Paar weke terug met my omgedop het. En hierdie wat ek nou gaan wys is sinspeel iets op daai aanhaling. Oor ons dooie liggaam. Ons het geen verskoning. Geen verskoning. Judas sê nie, wees maar net ingelig oor hierdie goed nie. Hy sê die helse werklikheid. Party mense moet jy uit die vuur uitruk, soos 'n brandhout, soos Korintiërs ook sê. Dis nie 'n syprojek, 'n terloopse ding nie. Dis die fundamentele rede hoekom die kerk bestaan. Dis 'n agent van redding. Ons is ambassadeurs van Jesus. Ons het 'n helder boodskap en ons is vreesloos al word ons uitgehaal. Dis die roeping van die kerk. Sê die stad het gesê, dis nie die aanhaling wat ek van gepraat het, ek kom nog by hom, hy is aan die einde, hy is rof. Sê die stad het gesê, many people want to sing about church and chapel bell. I want to run a rescue shop within a yard of hell. Ons groei in heiligheid, ja. Ons bou onsself op in die kerk, ja, in die allerheiligste geloof. Ons versterk mekaar, ja. Ons bid saam en worship saam, ja. En dan doen ons dit alles sodat ons as 'n reddingsstasie kan funksioneer. Nou ek dit net vir jou sê. Ek haas my om klaar te maak. As die hel werklik is, as wat ek sê is hier sê volgens waar is, dan is stil bly nie net eers lafhartigheid. Dis moord. Jy het my gehoor. Nou weet ek, mense, net so sy kant op my kom, mens kan nie alles sê in een preek nie. Moet asseblief almal nou met die King James Bybel oor die kop gaan slaan. En ons slaan nog nie oor gee. Moenie vir jou kind of vir jou ma of vir jou broer preek en preek en preek. As hy die waarheid ken, is jou taak gedoen. Want jy kan 'n mens wegstoot. Ek ken mense wat ver van die Here is, wat een van die ouers daai 2 kinders bepreek en bepreek en bepreek het. Elke dag 4, 5, 6 keer, elke situasie is 'n preek. Dit het 'n omstel effek. Dis wat ek sê. Ek sê ons mag nie rus nie. Ons mag nie ophou bid nie. Ons mag nie ophou dapper wees nie. Ons mag nie ophou gereed wees om daar te wees. Om mense te red. Liefde praat. Liefde waarsku. Liefde bid. Liefde beweeg. Liefde maak nie asof die hel 'n metafoor is nie. Want net Christus kan red, dis ons boodskap. Daar het gesê. So die 3 patrone, dan wys ek vir julle die aanhaling. Intense gebed, voorbereiding. Dapper dringendheid. Maak saak wie wat sê nie, ek skaam my nie vir die evangelie. En nommer 3, 'n ondoelsinnige boodskap. Jesus red. Dis hoekom ons bid. Dis hoekom ons gaan. Dis hoekom ons praat. In 1860, 2 Desember
1860, en hy is 4 Desember, ken jy dit? In 'n dorpie Riska in Suid-Wallis was daar 'n groot ontploffing gewees in 'n myn. Groot tragedie in daai tyd. 42 mense dood, dit is 'n nasionale ramp gewees. 5 dae later in Londen preek Charles Spurgeon 'n preek. En sy preek se titel is The Wailing of Riska. The Wailing of Riska. En ek het hierdie greep in die preek sien, ek het die preek gelees. Dit my net eenvoudig om te dol weer. Al vooraf. If sinners will be damned, at least let them lead to hell over our bodies. And if they will perish, let them perish with our arms about their knees, imploring them to stay. If hell must be filled, let it be filled in the teeth of our exertions. And let not one go there unwarned and unprayed for. En toe daai ding lees, het ek opnuut in my lewe 'n heilige voorneme voor God gemaak. Dat daar's 'n paar mense, 'n hele paar, wat ek weet, selfs van die familie, wat die Here nie ken. En ek sê, Here, tot my laaste asem, sal ek bid vir hulle, nie 20 jaar nie. Ek sal nie ophou. Let it never be said that they went to hell unprayed for. Hoe moet die kerk wees? Onderaan ons het nog geleer in die goeie ou dae van goeie geskiedenis. Die wit man nie net die vark en alle verhale was. Onderaan Woltemare was 'n gewone ou, hy was nie 'n seeredder gewees of wat ook al nie. Onderaan Woltemare het met die skip in 1873 wat gesink het in by Tafelbaai. Het hy onmiddellik ingespring met sy perd. Julle ken die storie van julle ouer gehad, sal weet van hom. Hy en sy perd, ek dink sy perd se naam was Vlieger, hoe dink ek dit daar? Dink so, maak nie saak. Hy het ingegaan in die golwe, in die storm, en mense begin uitvat. 2 of 3 hang in die perd en is uit. Terug en terug, 14 mense, weer omgedraai, teruggegaan. Toe die 14 op die strand het vir die hoeveelste keer wat hy uitkom, draai hy terug, en hy gaan terug in die golwe in, en toe begin te veel mense gryp aan die perd is moe, en hulle allemaal gaan onder. Hy is dood, maar he died saving. He died saving. Let it not be said dat het nooit gesê word, dat mense hel toe gaan, omdat ek en jy stil gebly het, nie gebid het, nie omgegee. Want dan is hulle bloed op ons hande, ons bid saam. Dankie Here vir die woord, is ongekend, kosbaar en diep. Ons het volgens baie eenvoudige maar harde keuses, wat diep sny, om werk die Here, tot verheerliking van Jouself. Mobiliseer vir dispatch, mobiliseer vir woord as rus, as 'n reddingsstasie, wat met geduld barmhartigheid bewys, wat uit die vuur uittrek, wat beskikbaar is met 'n ondubbelsinnige boodskap. En mag U koninkryk kom, Here, deur dit, in Jesus se